Gebed is dankbaarheid. Bid jy genoeg? Goeiedag, ek is Dominee Thys Burger van die AP Kerk Viljoenskroon. Kom ons lees uit die Bybel Psalm 50, vers 12 tot 15 en 23. As ek honger word, sal ek jou nie sê nie, want die wêreld en die volheid daarvan is myne. Eet ek die vleis van bulle en die bloed van bokramme? Drink ek dit? Offer dank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, roep my aan in 'n tyd van nood, en ek sal jou red, en jy sal my eer. Wie dankoffers bring, eer my, en wie 'n weg baan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Luisteraar, dit is Pinkstertyd. Ons vier Sondag Pinksterdag. Die volgelinge van die Here Jesus moes eendragtig saam gebid het, terwyl hulle na sy hemelvaart gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees. In party kerke word daar in hierdie week elke dag bidure gehou. Waarom? Waarom bid ons? Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 45, antwoord 116 sê, omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is, wat God van ons vorder. En omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee, wat hom met hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Gebed is dus dankbaarheid. Dankbaarheid vir ons redding deur Jesus Christus uit genade alleen. Iemand wat so uit genade alleen, deur geloof alleen, deur Jesus Christus se verdienste alleen gered is 'n kind van die Vader. Daarvoor kan ons nooit te dankbaar wees nie. Gebed is dus nie om God se arm te probeer draai om iets te kry nie. Gebed is ook nie om God 'n gat in die kop te probeer praat, soos hierdie telebemarkers wat jou bel en vinnig met baie woorde jou wil verwar om te koop wat hulle bemark, voordat jy kan dink nie. Ons kan God nie bluf nie. Gebed is dus eerlike, dankbare, opregte gesprek met die Here. Gebed is daarom noodsaaklik. Dis nie net vir die paar mense wat niks het om te doen nie. Dis ook nie iets wat ons net doen as ons in die moeilikheid is nie. Dis ook nie net 'n inkopieslysie wat ons aframmel om iets van die Here te kry nie. Gebed is dankbaarheid. Om nie te bid nie, selfs om te min te bid, is ondankbaarheid. Psalm 50 leer ons juis dat die Here niks van ons nodig het nie. Hy verdien ons dankoffers. Hy verdien alles wat ons vir hom doen, maar hy is nie afhanklik daarvan nie. Wat hy die graagste van ons wil hê, is ons dankbaarheid en ons verering, gereeld opreg dankbaar met ons bid. Daarom moet ons doelbewus meer tyd aan gebed spandeer. Meer tyd aan dankie sê. En jy? Is jy dankbaar vir wat Jesus Christus vir jou gedoen het aan die kruis? Is jy dankbaar dat God jou sy kind gemaak het? Dan sal gereelde gebed deel van jou lewe wees. En as jy in 'n gereelde gebedsverhouding met jou Vader staan, kan jy natuurlik ook van hom alles vra wat jy ook al nodig het. Ook as jy in die nood is. Dan help hy graag en eer jy hom graag. Maar wanneer skietgebedjies en hulpkrete ons enigste gebed is dit 'n bewys van ondankbaarheid. 'n Bewys dat ons onsself liewer het as die Here. Kom ons eindig met die vraag waarmee ons begin het. Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Waarom bid jy? Is dit deel van jou daaglikse roetine? Is gesamentlike gebed soos in bidure vir jou 'n prioriteit? En as jy bid, hoeveel van jou gebed is dankbaarheid? Hoeveel is lof aan God? Dit is Pinkstertyd. Is jy dankbaar genoeg om spesiale tyd in gebed af te staan? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u Gees wat u gestuur het. Laat u Gees al meer en meer ons lewens beheer. Ons bid dit
in die naam van Jesus Christus. Amen.